Dis 'n groot probleem wat ek al ook agtergekom het van baie Christene, is dat hulle die woord gaan soek by ander mense, in plaas van om die woord self te vat en self te begin lees. Dis asof die oogklappe dan begin afval en sien, maar joh, hier is wat ek moet doen, en dan, wanneer jy dit begin doen, kry jy regtig deurbrake. Ja, dis net so, ek wil net bysê by dit, jou hele punt is hier, dat die vyand probeer ons op 'n punt kry om op mense te vertrou. Jy weet nou, Jeremia 17 vers 5 en 6 sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou, en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. So daar's 'n vloek op my en jou lewe, wat van God afkom, as ek my vertroue in 'n mens plaas. Ja, ons kan by mekaar leer, maar ek mag nie my vertroue in jou plaas nie, jy mag nie jou vertroue in my plaas nie. Ons vertroue moet alle tye in die Here wees, en dan kan ons met mekaar deel dinge uit die woord uit, maar ek moet nog steeds my eie skrif ondersoek. Want dis hoekom in Handelinge 17 vers 11 lees ons dat die mense van Berea het na Paulus en Silas geluister, en dat hulle huis toe gegaan en self elke dag hulle skrifte ondersoek, om te kyk of hierdie dinge so was of nie. So dis hoekom ek sê, ons was veronderstel om elke dag ons skrifte te ondersoek, om te kyk of dit wat die dominee sê, of die pastoor sê, of Tiaan of Kosie of Klasie sê, of dit so is of nie. Dis hoekom ek baie keer vir mense sê, moenie my glo nie. Gaan lees jou eie Bybel. Jy kan hoor wat ek vir jou sê, maar gaan ondersoek dan jou eie skrifte, dat jy kan sien dis wat dit, want onthou nou, toe Satan vir Jesus versoek het Jesus elke keer gesê, Satan, dit is geskrywe, daar is geskrywe, daar is geskrywe. So Jesus skiet met die koels van die woord. So as ek nie my woord ken nie, gaan ek nie kan skiet op die vyand, en hy gaan vir my op flarde skiet.